Radio Fynbos luisteraars. Dit is so lekker weer dat ek struikel sommer oor my woorde. Baie welkom by Radio Fynbos, ons gesels oor alles en nog wat. Onthou net, elke woensdag 11:00, elke Vrydag 4:00 word hy weer uitgesaai en elke week daarna is hy op podcast. Nou saam my in die ateljee is Veronica en Chantay is soos gewoonlik ons regisseur en klankingenieur wat die septer swaai en swaai sy hom nie goed nie. Môre Veronica? Goeiemôre Jankie en Chantay en goeiemôre luisteraars en welkom weer eens by ons gesels oor alles en nog wat. Daar sy. Luisteraars, nou hoe was dit lekker geweest om weer 'n bietjie die ou kraalliedjie te hoor van groep 2. En ons dink dit om elke keer sover ons kan 'n ou liedjie te speel, net om mense te laat rustig en tuis voel oor vergange se dae. Nou die jonges, ja, julle ken miskien nie die songs nie, maar dit is lekker om dit te luister so nou en dan, net terug te kom. En dan natuurlik het ons ook 2 versoeke gekry van 'n luisteraars. Myrna Cronje van Stilbaai. Dankie Myrna. Dit is lekker om 2 liedjies te kry. Ons gaan een van die songs speel gedurende die program en die ander een na die program. So moenie afskakel nie. Inteendeel, ek dink jy moet Radio Fynbos aanhou speel, Myrna. Een song wat sy gevra het was Lady in Red van Chris de Burgh en dan Song Sang Blue van Neil Diamond. 2 great songs wat Myrna aangevra het. Nou, ek hoop het 'n rooi rok vandag aan. Ek gaan kom kyk. Nou ja, die maanvlug, Veronica. Ja, as ek nog kon sing, het ek nou vir julle gesing Fly Me to the Moon. Dat was my so liedjies. Ja. Wat is daai ou Blue Eyes? Nee, ek weet nie. Ek weet net was Fly Me to the Moon. Ja. Nou ja, die geskiedkundige maanvlug is verby. En al 4 bemanningslede is veilig terug op ons eie planeet. En as ek het reg het, was daar 'n dame by hulle. Dis reg, Ja, dis reg. well done lady. In elk geval, hoe pragtig was daai neerplons met 3 valskerms nie. Maar daar was 4 mense. Ja, dis Nou, reg. en net 3 val. Nou weet by wie gesit. Die dame seker by een van die... Man seker weer, want sy seker bang gewees of, Nee, ek of dink- sy was braaf. Nee, ek dink sy sê en ons moet regtig 'n bietjie kyk. Maar in elk geval, die dame aan boord het gesê om die aarde as 'n planeet te sien was een van haar hoogtepunte. 'n Ander een het genoem die intense verlange na familie. En let wel, ons gaan vandag 'n bietjie oor familie gesels ook. En moeder aarde was seker die grootste emosie. Nou ja, daar, ek kan nogal dink, ja, dit is iets. Ons kyk altyd van hier af na die maan toe. En hulle het nou af van die maan of naby die maan. Hulle was nie op die maan. Nee, naby die maan. Naby die maan het hulle weer afgekyk na die planeet aarde toe. Ja, hulle was, jy weet, ek dink die meeste van ons luisteraars weet dat dis die verste wat enige iemand nog ooit van die aarde af gewees het. My woorde. Nou, daar's altyd grappies by Suid-Afrikaners. En ek sê dit met alle respek aan almal. Ek moet hierdie stukkie vertel, want die ou sê vir my, het jy geweet, daai dame aan boord van daai, dis die verste wat 'n vrou nog ooit van 'n kombuis af was. Nou ja, dis alles tongenietjies dame, ons het baie respek vir julle almal. Ja, maar ek sal sê met my enige simpatie dan met die dames wat altyd net kombuis moet wees. Weet ons nie hoe voel dit nie. Maar daar is daar 'n manne ook. Ja, ken jy so een wat nogal hou van die kombuis. Dis reg, ja. Maar nie om die skorrelgoed te was. ons gaan nie in diepte in, nee. Nou ja. Nou ja, op ons eie bodem is dit met trots wat ons kan sê, Riversdal is Escuela se semifinalis van Dorp van die Jaar in die Wes-Kaap 2026 aangewys. Ons moedig almal aan om te stem. Die wenner, na al die uitdinge van alles, word Julie 2026 aangekondig. Ons hou duim vas. Nou, hoe stem hulle, Veronica? Hulle het 'n SMS, verskoning, 'n SMS stuur na 33157. En asseblief die tydstap aan, dit moet wees op of voor 17 April, dis om die draai. Dis komende Vrydag, ja. Ek herhaal daai SMS nommer 33157. En ek het net vanmôre toevallig gelees dat hulle sê
jy kan soveel as 30 SMS'e stuur van dieselfde nommer af. So, ja, stem vir Riversdal, dis in ons streek, dis een van ons dorpe in die Hessequa, en gaan ons nie trots wees as Riversdal wen nie. Verseker. Nou ja, die ander ene is, julle kan hierdie doen na julle gestem het. Ons het verlede week gewonder, toe het ons gesê ons sal uitvind wanneer die Blitsbokke betrokke is in die Sevens wêreldkampioenskap wedstryde. Nou ja, dit is die komende naweek, kan jy glo, in Hong Kong. Onthou net, dit begin vroeg, Suid-Afrikaanse tyd, op 17 April, sterkte aan die Blitsbokke. En ek dink ek het gesien, die Blitsbokke se eerste game is voor 5 of voor 6 in die oggend, as gevolg van die tydsverskil. So, ek weet nie, ja, jy kan kyk en stem. Dis mos moontlik, Veronica. Sevens kyk en stem vir die dorp. Ja, natuurlijk kan jy. Ek meen, die ene is op jou selfoon en die ander een kyk jy. Ja. Of dis hoe ek het sien ten minste. Nou ja, ons gaan oor na sê goed wat die mense laat dink. OK, jy vat een. Ja, toe die byl in die bos ingaan, het die bome vir mekaar gefluister. Nou, ek neem aan, dis die byl, as hy saam met mense gaan om hout Saam met die houtkappers, ja, aan die bome af te kap. OK, ek lees dit weer. Toe die byl in die bos ingaan, het die bome vir mekaar gefluister. Die handvatsel is een van ons. Met ander woorde, die hand was 'n houthandvatsel. En nou vernietig hy ons. Ja. Hierdie is alles redelik diep gesegdes met wat agter dit is daar 'n ander dieper betekenis. En dit was net vir ons baie interessant hier by Radio Fynbos. En dit laat mens dink baie keer. Nou hierdie is baie waar. Die trane van 'n vreemdeling is net water. En dit beteken dat as jy iemand daar ver sien huil, het jy nie daai emosie. Mense het partykeer daai emosie om iemand jammer te kry, maar dis nie soos jou eie of jou familie se trane nie. Ja. Dis eintlik net water. Die een wat die klip gooi, vergeet. Die een wat die klip getref het, onthou. Ja, hoe waar is dit nie? En ons gooi baie keer klippe met ons tong. Ja. En die ou wat dit ontvang, dit kwets hom, dit maak hom seer. Of haar. Maar jy vergeet dat Jy vergeet, ja, wat laat hy nou maar aan. Jy gaan net aan en gooi dalk die volgende klip, sonder dat jy besef, né? Nou dan selfs die kersverkoper sterf in die donker. So dit sê, ongeag wie wat jy is en het en sal wees, jy gaan maar dieselfde pad loop as almal in die donker. Ja, ken nou skape. Ja, hierdie is eintlik baie hartseer. En dis soos dit deesdae baie keer in die lewe gaan. Skape vrees hulle lewe lank vir die wolf. Net om later deur die skaapwagter wat hulle die meeste vertrou het, na die slagpale geneem te word. Ja, dis baie hartseer. Baie hartseer, maar dit is eintlik, het ek dit opgesom toe ek dit lees, so dink ek, dis wanneer mense jou in die rug steek. Ja. Ja, ons raak nou baie ernstig. Ja. Tyd besluit wie jy in jou lewe ontmoet. Jou hart besluit wie jy in jou lewe wil hê. En hul optredes besluit wie in jou lewe bly. Ja, dis waar, nee, dit is nog Ja. steeds jou keuse. Dis Ja. alles jou keuse. Die hele lewe is keuses. Nou, luisteraars, ons wil net vir julle sê, julle luister lekker hier uit Stilbaai se ateljee uit, regstreeks. Ons WhatsApps is aan as julle wil WhatsApp stuur. Ek gaan die nommer gou gee. 082 781 9025. 082 781 9025. En ja, vandag is Leonie bietjie op verlof. Leonie, ons mis jou hierso vir jou en Gerard hier in Stilbaai, maar julle verdien die breekkans. Goed, vandag gesels ons oor iets wat mense raak. Familie. Nou vir baie is dit 'n pragtige woord. Vir ander is dit ag nee man, nie weer die familie nie. Ja, wanneer ons aan familie dink ons eers aan bloedfamilie. Soos byvoorbeeld ouers, kinders, broers, susters, grootouers, niggies en die familie waarin ons gebore is. Daardie bande dra geskiedenis, herinnering
en 'n unieke verbondheid. Maar nou Jackie, eie familie speel 'n belangrike rol in wie ons is, waar ons vandaan kom en die waardes waarmee ons groot word. Ja, die woord familie kan meer wees as net die bloed wat deur ons are vloei. Jy weet, onthou, daar's mens so gesegde wat sê bloed is dikker as water. Ja, ek dink dit verwys na familie, hopelik. Deur die lewe ontdek baie mense dat daar ander verhoudings ontstaan wat net so diep en betekenisvol raak soos geboorte, familie. Is dit nie waar nie? Jy kry dan vriende en vriendinne wat naby in jou hart kom, omdat hulle goeie mense is, omdat hulle omgee vir jou en jy vir hulle en so. En baie keer is sulke, Veronica en luisteraars, is sulke familie of sulke vriende, mense wat jy heeltemal vertrou, en jy kan jou hart oopmaak met hulle sonder dat dit verder gaan, of sonder, miskien gee hulle jou nie eens raad nie, jy kan net praat daaroor. Ja, en soms word vriende die mense wat langs jou staan in moeilike tye, wat saam met jou lag, huil en feesvier. Hulle is ook jou familie. Daar's vriendskappe wat so sterk groei, dat daardie mense nader voel as familie. Ons hoor dikwels mense sê, sy is soos my suster. Ja. Of hy is vir my soos 'n broer. Dit wys dat liefde, lojaliteit en omgee dikwels sterker is as genetika alleen. Ja. Dis baie waar. Ek self het al dit ondervind. Of steeds ek ondervind dit steeds. Ek sê nie hulle is, die vriende is, dit sluit nie my familie uit nie. Maar jy kry vriende wat nie bloedfamilie is nie, wat nader is. Of baie naby is, ja. Maar nou terwyl ons so praat, kry ek 'n WhatsApp van Johan Viljoen, daar van Gauteng, en hy sê vir ons, julle is daarom maar nogal ernstig vandag. Ja, Johan, ons moet 'n keer ernstig wees, jong. Maar terwyl ons so praat van ernstig, dink ek tog, ek gaan hierdie staaltjie vertel, natuurlik geleen by een of ander stand-up comedian, van, jy weet, dit wys jou net hoe's familie, en veral 'n ma. Nou, hierdie storie het so gegaan, dat die twee, hulle het op 'n plaas gebly, die familie. Ma, pa en die twee seuns. Maar die twee seuns, hulle het glad nie belang gestel in die plaas nie, en glad nie belang gestel om ander werk te gaan soek nie. Hulle wil net niks doen nie. En die pa het toe naderhand moedeloos geraak, en vir hulle gesê, hoor jy kerels, of julle doen iets, of julle trek. En hulle besluit ook oor, ons is siel is om iets te doen, kom ons trek. En hulle trek toe, maar obviously, omdat hulle nie werk nie, is daar nêrens plek om te bly nie, maar hulle het nie baie bekommerd gewees daaroor nie, hulle het sommer daar in Stormwatersloot gebly onder 'n brug. Maar soos tipiese ma is, het sy vir hulle posbus gehuur, naby die plek waar hulle bly, onder die watersloot, en vir hulle maar elke maand 'n ou geldjie gestuur, sonder dat die pa weet. Dis mos maar ma se hart. En dan die een ouetjie gegaan, maar so het hulle aanhou kuier en niks doen nie, en dan een van hulle altyd gegaan, en as dit daai tyd van die maand is, dan gaan haal hy die geld. Maar so gebeur het toe eendag dat die ouetjie weer gaan in die posbus kry toe 'n briefie van jou ma's opgeneem in 'n ouetehuis, en sy sal nou nie meer geld kan stuur nie. Nou obviously is dit nie lekker nie. Maar hy kom toe aan terug, so van die dorp af, en hy stap so onder die pad na die auto wat wag, natuurlik met sy botteltjie drink goed, en hy sê vir sy broer, sy jong, die sal nie glo, iets verskriklik slegs het gebeur. Sy broer vra, wat is dit jong? Hy sê, ma is opgeneem in 'n ouetehuis, en sy kan nie meer vir ons geldjie stuur nie. Sy broer sê vir hom, jy het my nou verskriklik laat skrik, ek dog jy die bottel brandy laat val. Nou ja, dat wys so. Ja, dan kom ons by aangenome familie. Aangenome kind of kinders is nie minder familie nie. Daardie kind of kinders word deel van die huis en van die familie, van die bloedfamilie, deel van die hart en deel van die familienaam
en storie. Met tyd groei daardie familieband net sterker. En wanneer hulle later hulle eie kinders het, word hulle ook natuurlik deel van die familiekring. Familie brei uit deur liefde, aanvaarding en saamleef. Ja, jy weet Veronica, ek het eendag so 'n mooi storie gehoor, jy weet, ou mense het altyd gepraat van 'n stiefbroer of 'n stiefsuster of dit, wat nie, dit is skerp op die tong, as ek dit so kan sê, sonder enige verwyte. Ja, ekskuus ek jou in 'n rede val, dit klink amper soos daai, is dit 'n aspoestertjie, het ons die stiefsusters gehad, wat so lelik was. En toe eendag, soos gesprek opgekom, al wat gevra, kan ons nie 'n beter woord kies nie, want dis nie regtig soos dit is nie. En toe het iemand gesê, dis my bonussuster, is my bonus ma en pa, is dit nie great? Dis 'n baie mooier woord as stief, Party mense het ook skoonfamilie, wat soos eie familie word. Die skoonfamilie wat soos jou eie voel, of 'n swaar wat soos 'n broer voel. Ander vind familie in geloofsgemeenskappe. Geloofsgemeenskappe. Wel, daar gaan we toch. Bure of mense wat oor jare saamstap. Ja, dit is nogal, ek het al gesien hoe buurmanskappe groot ding kan wees. Maar veral mense wat nie familie naby het nie. In 'n kleiner dorpie, die buurvrou raak amper soos familie vir jou. Ja. Die kern van familie lê dus nie net in bloedlyne nie, maar in verhoudings. Familie is die mense wat opdaag, wat werklik in alle omstandighede omgee. Die mense wat jou tekortkominge ken en steeds kies om daar vir mekaar te wees. So ek dink baie van ons, ek sluit myself in, het op daai stadium al in jou lewe gekom, wat die familie dan ver is, die bloedfamilie. En dan het jy 'n vriend of 'n vriendin wat jy se knoppie altyd kan druk op. Dis reg. En jy weet, as jy vat baie keer familie en vriende, baie keer vriende, veral verwys ek wat nie bloed is nie. Jy's sulke goeie vriende en jy praat miskien 2 keer 'n jaar met hulle, maar dis asof niks verander het. Ja. Jy gaan net aan, julle verstaan mekaar so goed, en dit is wonderlik, en ek persoonlik dink baie keer dis waaroor die lewe gaan. Ja, ek dink dit staan so geskryf op Dr. Leonie, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Korrek. Natuurlik moet ons die waarde van eie familie nooit onderskat nie. Waar verhoudings gesond is dit 'n groot seën om daardie bande te koester en te versterk. Maar ons moet ook ruimte maak vir die waarheid dat families soms groei op maniere wat ons nie verwag nie. Ja, ek dink in dit, om weer terug na die punt toe, as hulle 'n bietjie wegskerm of wegleef van jou af, solank dit reg is, moet 'n mens dit maar respekteer, jy weet, en op 'n sekere ouderdom kan jy maak wat jy wil, jy gaan nie mense weer verander nie. So, as ons mekaar kan respekteer wederzijds, dan help dit baie. Ja, aan die einde van die dag gaan familie dikwels minder oor van waar jy kom, en meer oor saam met wie jy jou lewe deel. Selfs diere kan soms soos familie voel. Ja, is dit nie waar nie. As iemand wat ooit 'n diertjie verloor het wat naby hom was, ja, dan is dit erg. Ek weet nie of julle gehoor het, luisteraars, van die ou, nogal 'n lekker sterk standpunt wat hy ingeneem het. Hy het vir hom 2 goudvissies gekoop, en hy het hulle name gegee 1 en 2, om dit makliker te maak. En toe gaan 1 dood, toe hy nog 2 oor. Waar kom jy nou weer goed? Vir baie mense is 'n troeteldier veel meer as net 'n dier in die huis. Hulle word deel van die daaglikse lewe en jou roetine, herinneringe en emosionele wêreld. Hulle verwelkom jou by die deur. Dis so waar, ja. Bly by jou wanneer jy hartseer is, bring vreugde en gee onvoorwaardelike liefde.
dit nie waar nie. Ja, die belangrikheid van 'n troeteldier is is in die lewe van 'n kind wat alleen groot raak, is onskatbaar. Dit word 'n maatjie en word gesien as familie. Ja, en jy weet hoe ouer jy word, en ek sien die ou mense, hoe lief is hulle vir hulle diertjies. En dit is so na my hart, want dit is hulle kind daai. Ja. Jy weet, en ek weet, ons het nou nie meer hondjies nie, maar toe ons gehad het, was dit so lekker soos, en ek sê altyd vandag vir die mense, die lekkerste vandag, om nie 'n hondjie te hê nie, as jy iewers heen gaan, en jy hoef nie daai oogies te kyk nie, en die deur skiestog toe te maak nie. Die slegste is as jy by die huis kom, en hy asempesie daar om jou te verwelkom te eet nie. So ja, daar's maar altyd 'n balans in alles. Nou ons kom net gou terug, luisteraars, ekskuus tog. Ons draai regstreeks uit Stolbaai, het ons ateljee. Ons program, ons gesels oor alles en nog wat. En natuurlik soos ons gesê het, Vrydag 4:00 word dit herhaal, en dan op YouTube se podcast die week daarna. Maar die vorige uitsendings is ook beskikbaar op podcast Ja. op YouTube. So as jy enigiets gemis het, of jy het net lus om 'n bietjie na ons te luister of te kyk, ja, kan jy na ons kyk ook. O ja. Is dit is op al, jy gaan net in op YouTube en dan Radio Fynbos, en daar sal jy al die verskillende programme, nie net ons program nie, maar ook ander interessante programme van Radio Fynbos sien. En om ons op die lig te hou, word moontlik gemaak natuurlik deur Chantay, en die podcast doen sy, so sy het haar hande vol. En dan vandag se versoeke van Myrna Cronje van Stolbaai. Myrna, baie dankie. Ons gaan gedurende, ek dink sommer as die regisseur reg is, kan ons nou een speel, en Myrna na die, ek wil al sê wedstryd, na die program, dit hou al vir maande so aan dat ek dit wil sê. Wys jou, mens is te oud om te verander. Maar anyway. Ja, ek dink dit hang af wat jy agter in jou kop draai. Okay. Selfs as dit 'n rugbywedstryd, ja, kief is dit sokker. En dan gaan ons Myrna na die program speel ons jou tweede liedjie. So as Chantay, ons regisseur, reg is, kan ons die eerste lied speel, en daar's min dinge wat Chantay onderkry, sy wys sommer dadelik sy's reg. Hier kom hy Myrna, lekker luister. Nou ja, luisteraars, welkom terug. Radio Fynbos, ons gesels oor alles en nog wat. Hierdie bly maar 'n mooi song, Veronica, Lady in Red van Chris de Burgh. Mooi. Yes, Myrna, goeie aanvraag. Ja, goeie keuse, Goeie keuse, en ek hoop jy het sommer haar stofsuier of 'n stoffer of 'n besem gevat en gewals. Is dit 'n wals, Veronica? Ek kan nie, ek weet mos nie. Maar ek hoop jy het gedans, kom ons sê dit so, Myrna. Dis nie, ek dink nie dis 'n 1 2 3 nie. O, okay. Nou ja, ons gaan aan met troeteldiere en familie en bloedfamilie en nie bloedfamilie. Veronica, wat het wetenskap bewys? Wetenskap wys selfs dat kontak met troeteldiere stres kan verminder. Eensaamheid kan verlig en gevoelens van geluk kan versterk. Dit kan ook baie hartseer bring. Soos ons gesê het, as jy daardie hondjie of kykie of wat ook al wat spesiaal vir jou was, verloor. En ons het straks genoeg nou die dag 'n geval gehad waar iemand 'n stootwaandjie vir 'n ou hond, dis 'n ander tipe stootwaandjie, dis nie soos wat jy 'n baba instoot nie. Het die tannie vir ons dit ingebring en vir ons eintlik geskenk. En daar was ook die doeke wat jy dan ek het nie eens geweet mense kry daai doeke wat jy vir 'n ou hondjie of hondjie wat nie meer kan loop of wat men kan aantrek nie. Dit was nogal vir my 'n, soos die Engelse sê, eye-opener. So met ander woorde wat ek sê is daai hondjie was daai tannie se familie vir 'n baie lang tyd, glo ek. Dis reg. Dis reg, ja. En maar nou ja, so kan mens van die een na die ander verhaaltjie gaan oor mense wat lief is vir diere en wie familie geword het van hulle. Nou ja, honde of diere dan nou, oordeel nie. Hulle gee nie om hoe jy lyk nie, hoeveel geld jy het nie, solank jy daarom net vir hulle kan kos koop, daai geld moet jy daarom hê. Ja. En of wat jy besit nie. Hulle reageer op jou teenwoordigheid, jou stem en jou liefde. Daarom vorm mense dikwels diep emosionele bande met hulle
soos die ideale familie. Ja, dis waar, né? Ja, elke familie is dis nie net altyd mense nie. Soms het vierpote, vere of selfs vinne ook 'n spesiale plek in die hart en huis. Dis waar, ja. En elke hondjie of hond wat in die huis is, het sy eie plekkie waar hy lê of hy het verseker 'n reg in daai huis volgens die eienaars. Ja, en vir elke persoon is die hondjie of die katjie of die visie of wat hy het net die mooiste en die beste. Ja, dis waar. Ja. Nou ja, om kontak te behou en of dalk verlore kontak met bloedlyn familie te probeer opspoor, is 'n keuse vir elke individu, omdat dit persoonlik is. Dis baie waar. Elke familie en elke verhouding met familie het familieverskille. Dit gebeur. En mense moet net waak, laat dit nie te ver gaan nie. Laat jy nie, jy weet, heeltemal afgestomp raak nie. Ek sal onthou 'n geval en ek wil dit nie eintlik genoem het nie, maar terwyl dit nou opkom, daar was enige huis wat ons goed moes gaan haal het en 'n dame het my kom haal by die deur en daaronder het ek gehoor ander praat en lang storie kort te maak. Toe sê ek van hierdie huis is op so 'n pragtige plek. Hoekom verkoop julle die ding? Toe sê sy vir my, hoor jy daai mense daaronder is my ander 2 susters. Ons het die huis saam geërf. Dit het soveel onmin veroorsaak. Ons wil niks mekaar te doen hê nie. Toe sê ek van, weet jy, dis nie wat jou oor sou wil gehad het nie. Maar ja, dit sluip seker nou maar in en 'n mens moet partykeer maar die minste wees en sê, weet jy, dis nie waaroor die lewe gaan nie. Anyway, ek moes dit nie eintlik vertel het nie. Nee, maar dit is, jy kry dit, en dan kry jy familie wat baie na aan mekaar is ook. Maar ek dink is omdat, hoe ouer mense, as jy kinders is, speel jy nog lekker saam met niggies en neefies en alles, en soos jy groei en ouer raak, kry elkeen sy eie belange en sy eie geaardheid, sy eie behoeftes en allerlei goed. En dan kan dit gebeur dat familie uit mekaar uitspat. Nou ja, om kontak te hou, het ek ons dit al geleer, nee, om kontak te hou of dalk verlore kontak met bloedlyn familie te probeer opspoor, is 'n keuse vir elke individu, omdat dit persoonlik is. Elke familie en elke verhouding met familie verskil. Vir baie mense is dit meer waardevol om kontak met bloedfamilie te behou as vir ander. Daardie bande dra geskiedenis, identiteit en 'n gevoel van herkoms. Familieverhale, tradisies en herinneringe word dikwels deur geslagte oorgedra. Soos byvoorbeeld, kan jy onthou daar by ouma se huis onder die moerbeiboom of al daai tipe goedjies kom uit en is lekker herinneringe. Ja, natuurlik is daar hartseer herinneringe ook en ek glo elke gesin, elke familie het sy eie verhaaltjies en herinneringe wat hulle oor kan lag of huil. Maar weet jy, die mens is net vir my amuserend. Want as jy nou mooi dink, 'n mens filter die slegte gebeure uit en jy onthou, dit staan uit, al die goeie gebeurtenisse, waar ons gelag het as kinders, waar ons dit gedoen het as kinders. Natuurlik was daar dan, jy ou onthou dit nie, is nie daar waar jy moes nou maar 'n bietjie pak kry. Maar dit is nie in jou voor op jou mind nie. Die goeie goed is voor op jou mind. En sulke memories is kosbaar, ongelooflik kosbaar. Baie, dan was, byvoorbeeld wanneer 'n niggie grappie vertel wat nie regtig vir kinders met se ore bedoel is nie, en jy kry raas, en jy het eintlik net geluister na die grappie. Maar ja, dan is ons so dom, dan vertel ons ouers daai grappie, en dan is dit 'n groot storie. Om in verbinding te bly, kan 'n gevoel van behoort gee, en mense daaraan herinner waar hulle wortels lê. Soms raak kontakte egter verlore deur afstand, misverstande, verhuising, konflik of net die verloop van tyd. Baie mense het 'n behoefte om weer daardie mense op te spoor, om kinderjare goed of sleg te herleef. En ja, dit kan uit nuuskierigheid. Ja, soek na antwoorde, die behoefte aan afsluiting of die wens om weer bande te herstel. Ja, dis waar. En baie keer
dit hang af hoe jy ingestel is. Party mense is ingestel oor die verlede se geskiedenis, ander nie. Maar die groot ding is, respekteer mekaar daaroor. Dis waaroor dit gaan. Nou ja, daar word tog sekere gevalle gevra of daar byvoorbeeld 'n familiegeskiedenis van verskeie siektes in die familie is of was. In meeste gevalle is die pasiënt nie noodwendig daarvan bewus nie, maar indien wel, kan dit van hulp wees. Ja. En dit is van hulp. Ja, ek meen, jy kry baie keer wat jy verskoning na 'n dokter toe gaan en hy vra, weet jy van dit en dit en dit in jou familie? Nou ja, as jy weet, help dit, maar ja. Maar jy weet, Veronica en luisteraars, ek sukkel nou om hierdie storieetjie wat ek het te vertel. Die ou storie is daarvan die skoonma. Die skoonma is altyd maar die skoonma. Jy kry mos so plant op die skoonma se tong. Ja, maar hierdie is nou nie die skoonma se tong nie. Dit is, as jy nou stry met jou vrou, en ek veralgemeen nou, jy stry nou met jou vrou, en om haar die beste te kalmeer, of nie te kalmeer nie, sê vir my, is om te sê, weet jy wat, my ma was reg oor jou. Ja, my ma was reg oor jou, maar dit kom aan beide kante af. Nee, die vrou kan dit vir die man ook sê. Ja. En andersom. Ja, of my ma was reg, jy's 'n goeie vrou, jy weet. Nee. Of my pa het gesê, met 'n man soek soos ek. 'n man soos my pa. 'n man soos my pa. Ja, dit is ook belangrik om realisties te wees. Herontmoetings loop nie altyd maklik nie. Sommige mense verwelkom kontak, ander nie. Kontakbou is waardevol waar daar respek, liefde en veiligheid is. Waar verhoudings giftig of skadelik is, mag afstand soms gesonder wees. Nou ja, ons gaan hier ons groet vandag met 'n glimlag, 'n knipoog en dalk net 'n tikkie waarheid. Familie kom in baie forme. Daar is bloedfamilie, die mense wat jy nie gekies het nie, maar wat jou naam, jou neus, groot of klein, en soms jou hardkoppigheid met jou deel. Dan is daar vriende, die familie wat jy self gekies het, nadat jy besef het jy kort daarom 'n paar normale mense in jou lewe. Ja. En dan natuurlik diere, die enigste huisgenote wat bly is om jou te sien, of ten minste van die enigste, klink beter, né? Nooit geld leen nie, en jou geheime nie by die braai uitlap nie. En jy kon hulle self kies. So as jy daar verkeerd kies, is dit jou eie skuld, maar moet jy suffer. Ja, hulle sê, jy kan jou familie kies, nie, maar jy kan jou vriende kies. Ja. Nee. Aan die einde van die dag gee familie ons wortels, maar gesonde verhoudings gee ons vlerke. Weet jy, Veronica, ek het gelees toe ek hierdie stukkie, dis waar, aan die einde van die dag gee ons familie vir ons wortels. En ek het so 'n interessante stukkie gelees waar die persoon vertel het van, as bome klein is, dan waai die wind. En baie keer sterker, ander keer nie sterker nie. En elke keer as die wind waai, sê nou maar, dan sê die boom vir homself, hoorie, ek sal my wortels moet dieper laat groei, laat ek kan vas staan. Dis eintlik hoe die lewe is. Jy kry noks, net om te besef, weet jy, wees meer so of wees meer so. Ja. Baie interessante stories. Johan Viljoen, ons raak weer ernstig. Nou, bloedfamilie gee wortels. En soms ook hoë bloeddruk. Goeie vriende gee ondersteuning, raad ensovoorts. Troeteldiere gee liefde, lojaliteit en na die kyk wat sê, ek verstaan jou beter as al hierdie mense. En dan onthou jy jou ouers se woorde. Groet die tannie, groet die oom, maar jy huiwer. Want hoe op aarde kan jy daai sambok salf en harde snor verbykom of ooit vergeet? Partykeer nog wieksop tussenin. Nou ja, gaan jy vir ons die familiegrappie lees, Jackie? Ja, familiegrap en ons sê net weer, luisteraars, ons staan aan die einde van ons program. Vir julle wat ingeskakel het, die duisende luisteraars, nie net in ons streek nie, maar
in Suid-Afrika en wêreldwyd baie welkom. Ons is aan die einde van ons program so te sê, en ons sê vir Myrna dankie, Myrna Cronje van Stilbaai, dankie vir jou deelname in die program, en almal is asseblief welkom om vir ons 2 versoeke te stuur. Ons speel dit graag. En kleinseun, hier kom die grappie, of die kleinseun vra vir oupa, hoe werk 'n familieboom? Is dit 'n grappie of dit is eintlik so? Okay. Oupa sê, ek moet nou net onthou om te lag teen die Dit is einde. eintlik 'n grappie met 'n boodskap. betekenis, Okay. ja. My kind, dis 'n boom wat almal aan mekaar hang, waar almal aan mekaar hang. Almal wonder wie dit begin het. Niemand weet regtig wie begin het nie. Soms is daar dik takke. Soms fyner takke, soms gekraakte tak ook. Party takke dra blomme, ander dorings. Party breek af, maar daar groei altyd weer kleiner takkies, soos jy en jou neefies en niggies, en so bly die familieboom behoue. Dis so waar, ja. Dis nie 'n grappie, dis eintlik waar, maar dis al wat vir my grappie is eintlik daai dik takke en dun takke. En skewe takke is al. Daar's ook nog by, ja. Onthou vir ons by Radio Fynbos, vir ons luisteraars soos familie. En is dit nie waar nie? Hoe sien ons nie elke Woensdag uit om met die mense te gesels nie? En hierdie is 'n uitstekende platform vir julle om met ons te gesels, met die gemeenskap te gesels. Baie dankie. Dankie dat julle ingeskakel het. Myrna, onthou om na jou liedjie te luister net na hierdie program. Amper sê ek weer daai woord. Net na hierdie program. Ja, luister na alles na hierdie wedstryd. Ja. En mans, asseblief, hierdie sevens, dis wêreldbeker sevens. Los maar alles, as is dit teen julle wil, en sit en kyk sevens dag in en dag uit. Dankie luisteraars, dankie Chantay vir ons op die lug hou, en die ander 2 wat vakansie hou, geniet dit, en mooi loop van my kant af. Baie van my af. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Junie en Jackie met ons klank.